Hallo en welkom by Hemel op Aarde. Ek is Vilje Maritz en ons kuier vandag hier so by die Fairy Now Hotel in Wildernis. Ons gaan 'n bietjie saam met Richard Grobler uithang wat songwriting doen en ook 'n MPO het. Ons kyk als wat hy aanvang. Vir 'n local voel ek baie ver van jou. Die beelde van jou skoonheid skree op my. Die sterre in die hemel dink aan jou. Konstellasies skree dit uit. Al gaan die tyd verby. Hoe lang moet ek nog staan in die reën en kyk? Jy, wat ek verstaan is 'n jack of all trades, want jy's 'n argitek, jy het 'n MBA, as ek reg verstaan, wel besigheidsgraad. En dan is dit die musiek. Nou wat vir my interessant is hoe jy al daai goedjies kombineer om, ek dink dis jou manier miskien om terug te gee en ek dink jou ervaring van dit wat jy met jou ma erleef is mense weet nie om te deel met daai emosionele pyn en ek dink veral ons as mans is dit soort van die idee agter dit wat jy wil doen met die jonger gardes ook. Ja, kyk, ek wil hulle daai pyn spaar wat as jy dit kan mis, dan het jy soveel meer geleentheid en opportunity as jy nie met daai trauma sit, dan blok jy jouself van geleenthede en soos ek my deel kan doen en 'n bietjie van dit verlig vir hulle, as hulle ouer word, dan het hulle kans, voel ek, om 'n beter sukses van hulle lewens te maak. Lovely stuff. Songwriting. Dis iets wat ek dink byvoorbeeld ek sal nie aanraak nie want dis iets wat ek glad nie van ken nie. Is dit wat jy hulle leer soort van spesifieke tegnieke, style van hoe mens die liedjies uitset, hoeveel verse daar kan wees in 'n strofe of hoe ook al dit sê. Is dit soort van die idee agter hoe dit werk? Ja, kyk, so ons het, ek my vriend Clive Ridgway uit die Cape Town School of Songwriting in die Kaap. Cool. So hy het ook met my gepartner en sy hele songwriting 50 jaar ervaring en 2 boeke en modules wat hy geskryf het vir ons gegee. So dis ons basis wat ons teach vandaag, maar dit is 5 modules wat gaan oor jou konsep. So dan begin ons om te kyk wat se storie en dis waar die kinders nou hulle begin dink. So ons gee hulle vryheid om enige tema te kies en dan skryf hulle oor wat ook al aangaan, so ons motiveer hulle om bietjie diep te delf. En dan sit jou konsep en dan werk ons 'n hookline uit. So dan kry jy daai catchphrase wat hulle aan werk en dan melody, lyrics, vorm, hele song en dan neem ons dit op aan die einde van die jaar. So ons gee hulle 'n bietjie blootstelling aan performance ook. En ons hou konsert elke jaar. So dan kry hulle die geleentheid om 'n bietjie te showcase en op te neem en dan 'n produk te hê aan die einde van die dag. En dit maak hulle trots en jy voel hulle het iets bereik en 'n sertifikaat natuurlik. Absoluut. Alex Forbes, hoe het jy paai gekry? My drummer het vir my drummer speel, hy werk vir hulle, so het ons opgeëindig dat hy my gevra het om te kom musiek maak hier. Ja. Toe stel ek voor dat ek die MPO het en toe is hulle dadelik verskriklik opgewonde om deel te raak en dit pas mooi in lyn met wat hulle doen in hulle hart. So hier is ons nou, gaan ek musiek maak, vir almal vertel hulle kliënte waar dit gaan. Hoopelik kry ons mense om in te koop in die droom en ons visie, om ons te support. En soos ek gister beloof het, gaan ons 'n draai kom maak hier so by Morrison vandag in die hartjie van George. Kom ons gaan kyk wat Richard alles hier so aanvang. In jou dorp bly gekel in my treise mou. Adrie, ek weet nou 'n bietjie meer van Morrison want ek bly toevallig in dieselfde omgewing as waar julle is, maar die wat nie weet nie wat daar buite is. Wat is Morrison en wat behels dit? Okay, Morrison is 'n geregistreerde kinder- en jeugsorgsentrum. In die ou tyd het ons gepraat van 'n kinderhuis. Ja. Maar ons is 'n kinder- en jeugsorgsentrum. Ons huisves kinders tussen die ouderdom 3 en 18 jaar. En al die kinders wat hier by ons is verwyder met 'n wettige hofbevel. En hulle is verwyder uit hulle omstandighede uit as gevolg van
erge en allerlei verskillende kindertraumas. In Engels praat ons nou maar van adverse childhood experiences. So alles wat jy aan kan dink met 'n kind verkeerd kan gaan, het dalk met een van ons kinders verkeerd gegaan. So hulle is verwyder en 'n hofbevel is gewoonlik vir 2 jaar. Dan terwyl ons werk net met die kinders, ons lewer net dienste aan die kinders en terwyl ons dan met die kinders hier werk, terapie gee, ontwikkelingsprogramme en al daai tipe goedjies, werk die eksterne organisasies met die ouers en die gesinne en die gemeenskappe en die families, sodat eventually gesinshereniging kan plaasvind. Somtyds, en dis die ideaal, dat die kind nie noodwendig sy volle 2 jaar moet bly nie. Met ander woorde, die gesinne kan vinniger herenig word, maar dis nie altyd die geval nie. Dis nie altyd moontlik nie, né? Dis nie altyd moontlik nie. Ekstern ouers, is dit byvoorbeeld na die ACVV wat daar so sal? Dis die ACVV, kindersorg, Padisa, DSD, ek sukkel nou met die Afrikaans, maar dit is die Department of Social Development, is dit in Engels. Hoe lang moet ek nog staan in die reën en kyk hoe iemand anders jou Ons is hier so by Carpe Diem skool, 'n skool vir minderbevoorregtes, 'n skool wat fokus op kinders met special needs. Toe ek sien hoe Richard by die kinders staan en praat en vir hulle in groepies indeel van 4, waar hy vir hulle begin excited maak om te sê, weet, ons kan saam 'n band begin, ons kan saam liedjies skryf, al daai klas van dinge. Ek kan nie wag om te sien van waar hulle nou is tot waar hulle gaan eindig nie. Aan die einde van die jaar het hulle 'n konsert. Hulle gaan hulle liedjies opneem in 'n studio wat hulle hierheen bring en die kinders gaan soort van hulle drome en hulle talente kan uitleef. hoe lang moet ek nog staan in die reën en kyk Ek moet vir julle sê, dis vir my 'n voorreg om te sien dit wat Richard en sy span hierso in George in ons omgewing doen. Hier in die hartjie van die hemel op aarde. Richard, ek haal my hoed vir julle af en ek salueer julle en ek is baie opgewonde om te sien dit wat julle bereik deur die jaar en wat julle alles gaan regkry tot en met die einde van die jaar. En vir my en die hele hemel op aarde span, ons salueer julle. 'n Song vir Nonna. Hoe lang sal die bergwind jou in die winter kan warm hou en jou dorp bly gekel in my trui se mou